Aba, wat 'n voorreg om by mekaar te wees om saam u woord te ondersoek, om saam u wese, u karakter te poog bepaal, sodat dit ons kan help in ons verhouding met u. En daarom is my gebed vandag dat u ons ore open, ons harte open, dat u Gees ons help om te onderskei dit wat u vir ons wil sê, dit wat u met ons wil deel, sodat die wêreld se stemme oor ons en oor u sal stil raak, maar dat ons sal hoor wat u vir ons sê. Lei ons dus in alle waarheid in Yeshua se naam, loof en prys ons. Amen. So wie sê jy is ek? Dis wat Vader vandag vir ons vra. Wie sê jy is ek? So wie is die God van Abraham, Isak en Jakob vir jou? Wie is hy vir jou? Nie vir jou man nie, nie vir jou vrou nie, nie vir jou kinders nie. Wie is hy vir jou? En dis iets wat ons self moet bepaal. Want dit gaan bepaal jou verhouding met hom. Dit gaan bepaal hoe jy hom aanbid. Dit gaan bepaal wat hy deur jou kan doen, wat hy deur jou kan bereik. Dis hoe jy hom sien. En dit is baie belangrik. Wat is sy naam? En dis natuurlik 'n debat vir 'n baie lang tyd. Maar eintlik behoort dit nie te wees nie, want dit is baie eenvoudig en niemand gebruik haar naam nie. Dit is so eenvoudig. Dit is so eenvoudig. Eksodus 3:14. En God Elohim sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy vir die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Nou wie van julle aanbid God as ek is? Wie sê ek is? Ek loof en prys hom. Dis sy naam eintlik. Ons gebruik nie eens sy naam. Dis hoe hy genoem wil word. Eerste vlak openbaring. Tweede vlak openbaring gaan natuurlik nou 'n bietjie dieper. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel, ons is nou ingeënt in 'n olyfboom, so ons is deel van hierdie huis, so dit moet Moses vir jou en vir my sê. Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Yahweh, die Elohim van julle vaders, die Elohim van Abraham, die Elohim van Isak en die Elohim van Jakob het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. Dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. So is sy gedenksnaam ek is, of is sy gedenknaam Yod-Heh-Wav-Heh? Okay, dink bietjie daarna. Van die Joodse broers neem dit net aan as Yod-Heh-Wav-Heh. Dis sy naam. Maar is sy naam nie eintlik ek is? Dis hoe hy hom aan Moses bekend gestel. Maar dit gaan vir my alles oor die karakter en autoriteit van daardie naam, en nie die selfstandige naamwoord nie. Dit is my naam vir ewig. Dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. So van geslag tot geslag wil ek hê, dit is hoe julle my moet noem. En dan kom ons ook by 'n punt, en ek noem dit sommer nou oor die algemeen. Julle sal sien ons gebruik die woord, ek gebruik die woord Jesus en Yahshua, argument onthaalwe. God en Elohim. So ek gebruik verskillende name, omdat Vader vir my gesê, daar's 'n plek waar ek moet wees in die liggaam van Yahshua, om die mense te bedien. Want as ek net die naam Yahshua gebruik, gaan ek mense wegjaag. As ek net die naam Jesus gebruik, gaan ek ander mense wegjaag. So ek moet beide gebruik. Maar as ons mooi daarna kyk en mooi daaraan dink, dan vra ou die vraag, hoekom gebruik ons nie net die naam Yahshua as ons met mekaar praat en ons weet sy naam is Yahshua? Hoekom gebruik jy nog Jesus?
Dis net 'n vraag. Dis net 'n vraag. Want sy maat hom definitief nie Jesus genoem. Okay, dis goed wat ons moet deurwerk. Ek dink nie dis goed wat ons saligheid gaan beïnvloed nie, glad nie. Dis net dinge waarna 'n mens kan kyk en self met Vader vra, hoe wil U hê moet ek U aanspreek? Eksodus 3:14 en Elohim sê vir Moses, ek is wat ek is. Ek is wat jy wil hê ek moet wees. En dis wat dit beteken. En Jasua het 4 gevalle, het hy daai woorde gebruik in die Nuwe Testament. Toe hy op aarde bedien het, toe hulle hom vra, wie is jy? Toe sê hy, ek is. En onmiddellik tel hulle klippe op om hom dood te gooi, want hulle het presies geweet, hy sê hy is Jahwe. 4 gevalle. So daai woordjie is enorme kragtig. Daai woordjie is die een wat met Moses gepraat het uit die bos uit. Dis sy gedenksnaam. So hy sê, ek is wat ek is. Ek is wat jy wil hê ek moet wees. As jy 'n verlosser nodig het, is ek Jasua. As jy 'n deurbraak soek, dan is ek Peres. As ek moet jou beskerm in oorlog, dan is my naam Nisi. As jy nou die Hebreëus wil verhoor. So hy is, as jy 'n voorsiener nodig het, dan bid jy en jy sê, ek praat met die voorsiener. En hy antwoord jou. Want dis sy naam, ek is wat ek is. As jy genesing nodig het, praat jy met Rafa. Hy is die geneesheer. Nie Jasua nie. Rafa is die geneesheer. Jasua is verlosser. Dit klink vreemd vir ons. Jasua het Rafa gebruik om te genees. Die karakter van God wat genees. Onthou wanneer ons praat van hierdie name, is nie klomp identiteite nie, nou is daar klomp gode nie, daar's een met verskillende karakters. Met ander woorde, in die aardse geval, kan jy 'n pa hê, wat jy voor pa of dad noem. Maar terselfdertyd werk jy vir hom. En dan noem jy hom meneer, of jy noem hom die CEO, of wat, maar is dieselfde persoon, net met verskillende karakters, verskillende funksionaliteite wat hy uitvoer op daai stadium. Maar daar's niks fout as jy net bid tot Yahweh, of net tot God, of hoe jy dit noem. Niks fout, of net tot Vader nie, niks fout nie. Jasua is geleer bid tot Vader. En ons sal sien hoekom. Maar daar's niks fout om die ander karakters mee te gesels nie. Want dis Yahweh. Dis dieselfde wese. Ek is wat ek is. Al 99 karakters wat ons in die woord kry van Yahweh, is wie hy is in die woord. As hulle wil oorlog voer, dan het hulle met die een gepraat wat die warriors is. Dan het hulle gepraat met die een wat die commander-in-chief of all warriors is. Hy het hulle gehelp in die battle. Nie die Vader nie, nie Jasua nie, nie die Gees nie. Daai een wat die warrior is, het gehelp met die oorlog. Dis dieselfde wese. Hulle voel nie sleg as jy die een of die ander een noem. Hulle is dieselfde wese. Hulle verstaan dit, maar ons verstaan dit. Ons worstel met daai. As een persoon, maar ons sien hom as 'n persoon. Hy is nie 'n persoon nie. Hy's 'n identiteit. Hy's 'n wese, 'n goddelike wese. God homself. Okay. I am. Kom ons fokus dan net vlugtig bietjie op die verskillende name. Dis hoe ons hom kan aanroep. As jy redding nodig het, dan roep jy die redder. Dan praat jy, Vader, ek het nou redding nodig. So jy doen dit eintlik sonder dat jy weet. Dit wat jy identifiseer as jou bron, as jou hulp, is wie jy aanspreek. Ek het genesing nou nodig, Vader. So jy praat eintlik met Rafa. Maar jy besef dit nie eens nie. Goed. Verskillende aspekte van die goddelikheid, hoe hy hom aan mense openbaar. Ek noem net 'n paar as daarvan. So hoe ken ons
Die God van Abraham, Isak en Jakob, want dit bepaal ons verhouding met hom. Ken ons hom as I am, ken ons hom as God, Elohim, hoe jy hom noem, ken jy hom as die skepper, ken jy hom as jou meester, ken jy hom as jou vriend, ken jy hom as die koning van die konings, ken jy hom as jou vader. Ouens gaan nou verder, ek wil nie dit inbring nie, daar self ouens wat Jaswa as hulle broer aanroep, daar's niks verkeerd daarmee nie, ek hardloop net nie daar nie, is nog nie vir my gewys nie, maar volgens woord is hy. So kan nie sê is verkeerd nie. Okay? So met ander woorde, in ons verhouding, wanneer ons tot God gaan, tot Elohim bid, deur Jaswa natuurlik, hoe ken ons hom? Ken ons hom as I am? Met ander woorde, daar is niks onder die son wat ek nie kan vra nie. Hy is wat hy is. Alles wat ek nodig het, alles wat ek wil doen, alles wat ek bereik, praat ek met I am. Want hy is dit alles. Praat ek met God? Wat gebeur wanneer jy tot God praat en jy gee hom nie 'n naam nie? Onmiddellik het jy 'n distant verhouding. Jy ken hom dan nie. Hy is God. God is ver, mense is daar. So as jy net tot God praat, belemmer dit jou verhouding met hom. En dan gaan dit nou nog verder. Daar's baie ouens wat beweer, maar ek glo net omdat hulle skrif nie reg verstaan nie. Mense wat beweer dat die God van die Ou Testament was die kwaai God. So as jy tot God nader as hierdie kwaai ene, kan jy nie op sy skoot gaan sit nie. Jy kry weg vir hom, jy's bang vir hom, want hy wil my slaan, hy wil my dig, hy wil my vernietig, hy wil my doodmaak. Jy gaan nêrens kom nie. Want dis hoe jou God lyk. So hoe sien jy God? Wie is hy vir jou? Is hy die skepper? Hy is die grootte een wat alles geskep het, en ek is deel van die skepping. So ek is maar soos 'n blommetjie, of soos 'n hondjie, soos 'n katjie. Ek is soos 'n kalf, ek is maar net deel van die skepping. Hy is die skepper, ek is 'n skepsel. Wat 'n verhouding dink jy gaan jy daar hê? Selfs as die blomme. Ja. Hy gee vir jou wat jy nodig het om aan te gaan. Jy kan ons nie 'n persoonlike verhouding nie in daai hoedanigheid. Daarom sien ons van die begin af was hy 'n vader, maar hulle het dit nie verstaan in die Ou Testament, in die Britse gedaas nie. Dis hoekom Jaswa gekom het om vir ons te wys, daar's 'n vader en ons is sy kinders. En dis 'n ander verhouding wat oopgemaak het. Sien jy hom as jou meester? En hierdie is 'n baie belangrike ding, veral as jy begin in jou geloofswandel. Wanneer jy begin in jou geloofswandel, moet hy jou meester wees. Want jy het net een meester. As hy nie jou meester is nie, is iets of iemand anders 'n meester oor jou lewe. As jy nog 'n sekere sonde doen, jy's vasgevang in 'n sekere aspek, is daai ding jou meester, hy beheer jou. En daarom baie ouens wat in die satanisme is, sal tot Jesus bid en hom erken. As die een wat gesterf het vir sonde, hy sal hom bely, maar hy sal hom nie as sy meester bely nie. Satan is sy meester. Jy moet die meesterskap erken. En as hy jou meester is, wat gebeur? Ons ken nie die slaafheer mentaliteit nie, ons ken nie daai. Ons weet bietjie van werkgewer, werknemer. Ons al in daai omstandighede so arrogant geraak, dat ons vir die werkgewers wil vertel wat om te doen. Dis nie eintlik soos dit werk nie. Werkgewer vertel jou wat om te doen. En dis amper so aspek, maar as hy jou meester is, bevraagteken jy hom glad nie. Jy kan vra vir duidelikheid, maar jy bevraagteken nie hoekom hy dit doen. Dit doen jy nie, want hy is jou meester. En dan jou vriend, sit en drink jy 'n koppie koffie saam, weet jy van wat sy rol is hy? Hy is jou vriend, gaan jy uit saam met hom, dek jy vir hom 'n tafel saam met jou, hy is jou vriend, deel jy alles met hom, hy weet alles, maar hy wil hê jy moet alles met hom deel, is hy jou vriend.
Want as hy jou vriend is, gaan jy hom nader op 'n ander manier. En hy gaan jou nader op 'n ander manier. As julle met mekaar praat as vriende, dan gaan hy nie vir jou sê, doen dit en doen dit nie. Hy is jou vriend. Hy sal sê, gee jou hierdie raad. En jy maak nog 'n keuse. Kan ons die verskil sien in verhoudinge? En dis baie belangrik. Ek gaan weer hierdie getuienis gee. So tyd terug het ek stil geword voor Vader en met Jasma gepraat en hy het langs my kom sit en hy was hartseer. En ek het hom gevra hoekom? Want ek het nog gepraat soos 'n vriend. En hy het vir my gesê daar's 'n sekere huismense wat ek wil bedien, maar niemand wil sy toe vat. Sal jy vat? Hy het my nie instruksies gegee. Ek was sy vriend. En hy het my gevra, sal jy gaan? Toe sê ek ja. Sien ons die verskil in verhouding. Dan as hy jou koning is, dan beteken dit, hy het 'n heerskappy, hy het 'n koninkryk, en ek is deel van hierdie koninkryk, en ek moet kyk, hoe moet ek inskakel om hierdie koninkryk te bevorder? Baie belangrik. Anders is jou nie as 'n koning sien nie, wil jy niks vir die koninkryk doen nie. Want jy sien nie daar's 'n koninkryk nie. Jy's maar net daar, hy's my God, hy het my gered, dis al. Hoopelik maak ek die goue strate eendag. Wat ons hoop en glo. So jou verhouding met hom bepaal wie jy is en bepaal wat jy doen op aarde vir God. Is hy jou Vader? En dan sit ons nou nog met hierdie gedeelte, as hy jou Vader is, dan het ons soms 'n verstandelike blokkasie in die sin van as ek 'n aardse pa gehad het wat nie daar was nie, dan is die hemelse Vader aanwesig vir my. Of as ek 'n aardse pa gehad het wat dit en dit verkeerd gedoen het, dan sit ek met daai blok. So daarom is daar baie mense wat nie die vaderskap erken nie. En wanneer ons die vaderskap nie erken nie, dan worstel ons om sekere dinge van Vader te sien, te hoor, te ervaar en te doen. Daarom moet jy eers met jou aardse pa regmaak. As jy enige probleme het, enige dinge of hy gesterf het of nie, maak nie saak, jy moet dit eers regmaak. Anders kan jy nie op Vader se skoot gaan sit. Jy weet al of ons hemelse Vader se skoot gaan sit met jou kop op sy bors. Wie saam hom gedans? Hierdie ding is alles prakties, is alles moontlik, dis normaal, dit hoort eintlik so. En jy sy kind. Hy dans met jou. As jy kan mooi tree gee, sit ek as 'n klim op sy voete en hy sal nie. Dis die verhouding wat ons moet hê. Dis die verhouding wat Jasma gehad. En hy het gekom en ons kom wys. Hy's 'n seun en dis hoe 'n seun optree. Nou ons het 'n Vader in die hemel wat ons almal se Vader is. En dis hoe daai Vader optree. Omdat hy my Vader is, kan ek niks uit myself uit doen. Hy wys my, hy leer my en ek moet dit doen. Ek moet hom gehoorsaam want ek is in sy huis. Want 'n vaderskap gee 'n huishouding. 'n koningskap nie 'n huishouding. 'n koningskap is 'n heerskappy. 'n vaderskap is 'n huishouding, dis 'n meer intieme verhouding. Daar's huisreëls wat ons moet gehoorsaam. Daar's dinge wat die Vader in sy huis sê, wat hy nie vir sy vriende sê nie. Wat hy nie vir sy diensknegte sê nie. Wat hy nie eens vir die konings sê nie. Hy sê dit vir sy seuns en sy dogters. Kan ons begin sien hoe dit 'n invloed kan hê op ons verhouding. I am. So nou, ek beveel aan daai I am. As ons weet, hy is alles wat hy vir ons wil wees, hy is alles wat ons wil hê hy vir ons moet wees. Dan kan ek hom nader en sê, ek het nou 'n Vader nodig. Ek nader eers my Vader. Ek het nou 'n vriend nodig. Ek wil net sit en gesels. Ek wil net my hart uitpraat. Dan nader jy hom as jou vriend. Ek erken u het 'n koninkryk en u is my koning. Daarom tree ek nou op as 'n prins of 'n prinses in die koninkryk. Ek verstaan nie. Daarom kan ek daaruit funksioneer.
Nou die ander belangrike gedeelte is wie is jy as jy met Jahwe praat? Dis net so belangrik om te weet wie Vader is, wie Jahwe is, wie I am is, ons meester almal is. Maar wie is jy? Is jy ou wurmpie Jakob wat op die grond kruip en hoop hy hoor my? Of is jy die seun wat net in sy slaapkamer ingaan? En sy pa Isaac kan ons gesels. Wie is jy? Hoe jy jou sien in die koninkryk bepaal ook hoe jy na Vader gaan. Baie belangrik. As jy dink jy's niks werd nie, gaan jy nêrens kom nie. As jy nog sit met wêreldse goed in jou waar mense gesê het jy kan nie dit nie, jy kyk jy kyk hoe lyk jy, kyk. Hoe kan jy sê jy's 'n prins of 'n prinses? As daai goed jy nog bind. As jy net God sien as hy die skepper, ek is maar hier 'n skepsel. Hoe kan jy hom nader om self in sy koorts te gaan wanneer hy besig is met meetings? Dis sy Vader, ek het U nou nodig hier. U is die koning van die konings, maar ek het nou in saamwerk. En hy stop sy meeting om jou te help. Hoe kan jy dit doen as jy 'n skepsel is? Jy kan nie, want jy verstaan dit nie. Okay, is ons maar net 'n skepsel, dan gaan ons bietjie worstel. Is ons 'n heiden, want 'n heiden glo nie hy kan tot God gaan. 'n Heiden glo nie hy doen iets verkeerd nie. 'n Heiden dink hy is reg en die wêreld is verkeerd. 'n Heiden het nie 'n leerbare gees nie. 'n Heiden is nie arm van gees nie, daarom sal hy God nie sien nie. Okay? So ons is ten minste nie daar, prys Vader, daar. Is jy net 'n Christen? Jy's net 'n gelowige. Jy het eendag Jesus bely, of van die ouens Joshua bely, nou is jy gered, want die woord sê nou is ek gered. Dis vir my genoeg. En julle, dit mag dalk genoeg wees om 'n ewigheid te vererwe, dit mag dalk. Maar weet jy hoeveel meer is daar vir elke een opgesluit? Hoeveel meer wil Vader met jou deel? Hoeveel meer wil hy jou wys? Dink net jy's 'n besigheidsman of 'n besigheidsvrou. En jy het raad nodig oor besigheidstransaksies. Dan moet jy kyk watter een van hierdie pas die beste in my verhouding. Dan nader jy die raadgewer deur Joshua. Sê Vader, ek het tans raad nodig. Ek soek die raadgewer. Hy sal jou raad gee om die saak te hanteer. As ons net 'n Christen of 'n gelowige is, ja, ons kan ons Bybel lees, ons kan bid, ons kan liedjies luister, ons kan saam sing, maar dis waar jou verhouding stop. En dis nie Vader se skuld nie, dis nie I am se skuld nie, dis jou skuld. Jy dink dis genoeg vir my. Ek is nie goed genoeg nie. Ek hoor tog nie sy stem. Hoekom sal hy my gebruik? Hoekom wil hy my stuur? Dis alles die bose wat hy leuns vertel. Maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is. Dis belangrik om met jouself hierdie dinge uit te maak, sodat jy weet wie jy is. Is jy 'n diensknegt en 'n diensmaagd? Dit is dan ook al goed. Want ten minste luister jy wat hy sê en jy gaan doen wat hy sê. Maar hy gaan nie goed met jou deel wat hy met sy vriende deel. Nog minder met sy kinders. En met sy prinse en sy prinsesse vir sy koninkryk. Hy sal jou stuur en jy sal hopelik gaan. So dis ook goed. Is jy sy vriend? Is jy sy vriend? Wat sê die skrif? En Abraham is as 'n vriend van God. So 'n tipe verhouding behoort 'n vriend te hê met God, soos Abraham gehad. En dan is daar dieper as Abraham. Abraham is, wil ek amper sê, die onderverhouding. Soveel so, dat Jahwe toe hy Sodom en Gomorra vernietig, sê, ek dink ek moet eers met Abraham praat, voordat ek dit doen. Hoeveel keer kom God eers met jou praat, voordat hy iets doen? Dis 'n vriend. Dis nie eens 'n seun nie. So daar's meer vir ons. Baie meer.
Is jy 'n seun of 'n dogter? Daarom is jy 'n medeheerser. Is jy 'n prins of 'n prinses in die koninkryk? Johannes 15:15. Ek noem julle nie meer diensknegte nie. Dis Jasma wat praat met sy volgelinge, met ons. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer gaan doen. So as jy 'n vriend van God is en jy benader hom as 'n vriend en julle sit net en praat vir 'n uur, 2 of 3, dan sal hy vir jou sê, luister, ek is besig om hierdie in julle dorp te doen. Ek is besig om vloede te stuur. Ek is besig om winde te stuur. Ek is besig om die goed te doen. Maar die mense roep nie uit nie. Dan deel hy daai goed. Dan sê jy maar, wat wil u hê te doen? Moet ek intercede? Moet ek uit die pad uitkom? Wat moet ek doen vir u? Dan gaan jy saam met hom as 'n vriend en jy doen wat jy moet doen. Maar meeste van ons is nog daar. En ons moet tyd maak om daar te wees. Ons moet tyd maak. Ek tans nader goddelike bind daar ons. Ek weet dit. Maar ons kan. Dis daar ek was al baie. Maar ons kan. En dit hang van my af, nie van Vader. Hy het klaar gesê, jy is my vriend. Vir almal. Nou moet ons hom nader as vriende. Maar ek het julle vriende genoem. Hoekom? Omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak. Dink net daaraan. Alles wat ons in die raadsbesluite doen, alles wat ek sien Vader in jou lewe wil doen, alles wat ek sien Vader in jou familie se lewe wil doen, alles wat ek sien Vader in jou omgewing, in die land en die wêreld wil doen, deel ek met jou. As jy na my toe kom as 'n vriend. Nou, ek het alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak. So alles wat gehoor word, word met ons gedeel. Dit wat nodig is. Ek persoonlik, en ek wil nie spreek nie vloek oor myself nie. Ek dink die Vader gaan my vertel wat in China aangaan as ek ten minste nie vir China intree. Want wat het ek met China te doen? Daar waar ek belange het, daar waar ek inspraak het, daar waar ek bid voor, daar waar ek beweeg, sal hy met my praat. Want ek is deel van dit, ek is deel van sy werk, ek is deel van sy koninkryk. Romeine 8:16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. So die Gees van Jasma wat in ons is, sê jy sy kind. En as jy sy kind is, kan jy vir hom sê, papa. Jy kan vir sê, papa, dadda, vader. Dit kan jy doen, want jy is sy kind. Sy Gees verklaar dit. Ek weet, as 'n aspek van gebore uit die saad, ek praat nie nou dan, ek praat van jou verhouding met hom. Jy is 'n kind, hy sê jy is sy kind. En daarom kan ons hom nader as kinders. Wat sê die skrif vir ons op 'n ander plek? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes, goeie dinge vir julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is vir julle gee? So as jy hom nader as sy kind, sal hy jou alles gee wat jy nodig het. Maar nader ons hom as sy kind, nader ons hom as 'n skepsel, nader ons hom net as 'n Christen. Hy gee dit nie vir al die Christene nie, waar staan dit? Sy kinders. En dit is belangrik, daarom moet ons weet hoe ons hom moet nader. Soms kry ons nie omdat ons verkeerd bid, sê die woord. Soms kry ons nie omdat ons nie glo nie. Dalk bid ons verkeerd omdat ons hom nader uit 'n verkeerde karakter uit. Vers 17. En as ons kinders is, dan ook erfgename. As jy 'n kind is daar 'n erfnalating vir jou in die koninkryk. Joune, nie die ou langshanse nie Jasma se nie, joune. Dis joune. Jy's 'n erfgenaam. Maar jy's 'n mede-erfgenaam van Jasma. So alles wat Jasma geërf het, deel hy ook met jou en jy het jou eie erfenis. As jy kind is. En dit gaan nie oor erf nie, dit gaan oor geestelike blessings wat daar is. Dinge wat net vir jou uitgesit is. Nie vir my nie, dis joune. Maar as jy dit gaan haal, sal jy dit eendag as jy daar kom sien, dit was alles joune. Maar jy het nooit ontvang. En dis ons skuld.
Dis die Vader se skuld nie. Dis daar, dit staan daar, dis daar uitgestal. As ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgenaam van die Messias. En hier is 'n deel wat ons nie lekker wil hoor nie. As ons naamlik saam hom ly, met ander woorde deur moeilike tye gaan, vashou aan hom, weet hy toets jou, weet hy lig jou op, weet hy maak jou sterk, weet hy staan vir jou, weet hy voorsien en soms hou hy bietjie terug. Hy toets jou, hy bou jou, hy lig jou op, hy leer jou. Jy moet daardeur gaan, jy moet dit weet, want 'n kind weet sy vader nie. 'n diensknegt weet dit nie. 'n gelowige weet dit nie. Die kinders weet dis hoe 'n vader sy kind groot. Want dis wat jy gedoen het, as jy kinders het. Dis soos 'n werk. So kinders verstaan hierdie ding. Is jy 'n kind van God? 'n kind van Vader? 'n kind van die koning? En ek gaan nou iets hier ingooi wat jy dalk in jou sokkies gaan skop. Wat is 'n kind van 'n bees? 'n bees. 'n kat. Wat is 'n kind van 'n hond? 'n hond. 'n kind van 'n duif? 'n duif. Goed. Ek is nog nie daar nie, maar dis volgens woord. Wat ek julle vertel is woord. Ek is nog nie by die eerste een nie. Elkeen van hierdie karakters van Jahwe gee jou as kind 'n ander karakter, 'n ander naam, ander autoriteit. So hoe nader jy God, die Vader en die Koning? As jy dan nou sy seun en sy dogter is, wat is 'n kind van God? God, julle is gode. Julle is God. Ek sien hom nog nie vir my oopgegaan nie, ek verstaan hom nie, maar dis woord wat ek gee. Okay, Jasper self het vir sy staan aan nie geskrywe, julle is gode nie. Ek funksioneer nog nie daar nie, want ek dink dit is hoogmoedig, persoonlik, en ek is dalk verkeerd. As jy daar kan funksioneer en nederig bly, halleluja, dan dink ek daar's goed wat gaan uitkom wat ons as mense nog nie gesien het. Okay? Dis natuurlik iets binne jou, met Vader, jy wil ons vertel het nie vir die mense. Goed. En as jy hom nader as Vader en jy sy seun, dan is jy 'n seun of 'n dogter van God. Dis deels van hoekom Jaswa kon sê hy is 'n seun van die mens, hy's gebore in die mens, en hy's 'n seun van God, soos ons seuns van God is, in die gees. Maar daar was aspekte waar hy gesê het, ek is God. Okay. Goed. Die koning, as die koning jou vader is, wie is jy dan? Dit staan nie in die woord hierdie een, hoor, maar dit maak net sin. As my vader die koning is, dan is ek 'n prins, of as 'n prinses. En ek is deel van sy koninkryk. So dit hang af hoe jy sien, jy is 'n seun deur die gees wat in jou woon, maar as jy 'n seun van God, as jy 'n seun van die Vader, as jy 'n seun van die koning. En dit gaan bepaal hoe jy tot God gaan en wat jy gaan doen vir hom op die aarde. Want baie keer is dit leringe en doktrine wat vassit in ons denke en ons kan nie daaroor kom. So die belangrikste is gaan na Vader en sê, wie sê u is ek? En ons sal vandag bietjie dit bid. En vir Vader, wie sê u is ek? Want ek weet, soos ek weet, elke een wat hier sit is spesiaal. Elkeen wat hier sit is kosbaar. Elkeen wat hier sit en wat luister, is kinders van God. Is kinders van die Vader. Is 'n kind van die koning, van die konings. Hoe tree ons op daai? Sodra jy uitgaan op na die preek luister en sê, nee, want dit werk nie vir my. Dan sit die bose wat jou weer in 'n gat wil sit. Gaan na die woord toe, kyk wie die woord sê jy is, want God lieg nie. En dan sê jy vir die stemme, wat sê jy is iets anders, bly stil. Bly stil. As jy nie stil bly nie, knoop sy tand. Johannes 1:12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word.
Nie kinders van die Vader nie. Luister mooi. Nie kinders van die koning nie. 'n Kind van God. So wat sê daai vers eintlik vir jou? Aan almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om gode te word. Om soos God te word. Ons kan nooit bo die meester wees. Die meester is altyd bo, maar jy kan soos 'n delegeerde van God as God optree. En dit wil nie vir ons vreemd, ek weet dit klink vreemd. Dit klink so vreemd vir my hoor. Wat sê Vader vir Moshe? Hy sê ek stuur jou na die Farao toe as 'n God. Staan in jou Bybel, van lees dit. Kyk. Jy is nie my God nie, en ek is nie jou God nie. Maar vir God kan ons 'n God wees in sy heerskappy om goed te kan doen vir hom. Weet dit klink wild, maar gaan kyk in die woord, is dit waar of nie? Almal ons sê vir u dankie. Ons weet so min. En selfs in my denke, u wat hierdie dinge met my gedeel het, in my denke worstel ek. En daarom vra ek dat ek mensgemaakte leringe en dogmas op sy skryf. Dat ek net na u gees luister, in nederigheid sal optree, sal hoor waar u my wil posisioneer, en ek bid dit vir my broers en susters en almal wat luister, waar u wil hê ons moet wees en hoe u wil hê ons moet in u almag, in u heerlikheid funksioneer. In die skepping, in die koninkryk en hier op aarde. Help ons dus om 'n voller, beter verhouding met u te hê en laat hierdie lewenslig, sodat ons ook kan weet wie ons in u is. Wie u sê ons is. Nie eers wie ek dink ek is. En nie wie die mense sê ek is. Maar wie u sê. Elkeen van ons. En ek dank u daarvoor, Vader, ek gee al die eer in Yahshua se wonderlike naam, loof en prys ons. Amen.